lesings vanuit Psalm 116. Psalm 116, ek gaan die hele Psalm lees. Hoor 'n bietjie die woorde van die mens wat praat. Hy sê, ek het die Here lief, want hy verhoor my smeekbede. Hy het na my geluister toe ek hom aangeroep het. Bande van die dood het my omsluit, doodsangs het my aangegryp. Ek het benoud en bekommerd geword. Toe het ek die naam van die Here aangeroep, Here, red my tog. Die Here is genadig en regverdig. Ons God ontferm hom oor ons. Die Here beskerm die hulpeloses. Ek was magteloos, maar hy het my gered. Ek moet nou tot rus kom. Die Here het goed aan my gedoen. U het my van die dood gered. U het 'n einde gemaak aan my trane. U het gesorg dat ek nie weer struikel nie. Ek kon voor die Here bly wandel in die land van die lewendes. Ek het in U bly glo, selfs toe ek gedink het, dit is klaar met my. En toe ek in my vertwyfeling besef het, ek kan op geen mens staat maak nie. Hoe sal ek die Here vergoed vir al sy weldade aan my? Met 'n drankoffer sal ek van sy redding getuig en die naam van die Here aanroep. My geloftes aan die Here sal ek betaal in die teenwoordigheid van sy hele volk. Vir die Here is die dood van sy troue dienaars geen geringe saak nie. Ek is U dienaar, Here. Van my geboorte af is ek al U dienaar. U het my vrygemaak. Ek wil U loof met 'n dankoffer. Ek wil die naam van die Here aanroep. My geloftes aan die Here sal ek betaal in die teenwoordigheid van sy hele volk, in die voorhowe van die huis van die Here, binne in jou Jerusalem. Prys die Here. Tot sover lees ons saam. Ek lees waar iemand skryf oor 'n verhaaltjie wat baie bekend was. Nou, baie keer gebeur dat 'n mens met verhale te doen kry, stories te doen kry, dan begin dit 'n lewe van sy eie kry. Jy wonder later, wat was die oorspronklike storie? Teen die tyd dat dit by ons, by jou en my uitkom, was daar al baie vertakkings. So die storie wat ek vir julle vertel is 'n insident wat plaasgevind het baie lank terug in Engeland, in 'n klein dorpietjie in Engeland. Die dorpie het 'n tronk gebou en hulle het daardie tronk so gebou dat hulle geglo het, dit is onmoontlik dat iemand daaruit kan ontsnap. Toe kry hulle vir Harry Houdini. Toe sê hulle vir hom, kyk, jy is die meester van ontsnapkuns. So jy moet asseblief vir ons kyk. Kan jy uit hierdie sel ontsnap? Hy sê, dis reg, blykbaar. So lees ek nou maar die storie. Hy sal sy bes doen. Maar hy was vol selfvertroue. Net sy gereedskap daar gehad, wat dit ook al was, en die man wat die sleutel moet draai in die slot, het gekom, en hy het die sleutel gedraai, en hy het weggestap. En hulle sê dat Houdini het baie fyn geluister, na toe daardie sleutel in die slot draai, want hy het kennis van hierdie goed, hoe werk dit? En hy weet van 'n werking van 'n slot. En hy het al klaar die tekens gehad en opgetel, the cues, van hoe hy dit kan omseil. En dit is ook wat hy gedoen het. En hy het dadelik begin werk aan die slot. En hy het gewerk en gewerk. En niks het gebeur nie. Hy kon niks reg. Die eerste keer in sy lewe dat hy met 'n slot te doen kry wat glad nie normaal funksioneer nie, volgens die bestaande bekende orde. So hy kon glad nie begrip, hoe kan dit gebeur? En so toe op 'n stadium, sê hulle, het hy sommer uit woedeloosheid, het hy maar so teen die hek met sy kop gaan lê, met sy lyf te druk het van die hek toe. Want wat hy gedoen het, die jailmaster, hy het hom nie gesluit nie. So dit was die teenoorgestelde. So die klank wat hy opgetel het, was eintlik die verkeerde rigting wat hy moes in beweeg.
om daardie oplossing te kry. Hy is daarop ingestel gewees om die slot oop te kry. Maar dit werk nie, want die slot is oop. Die deur is oop. Daarom kan die slot nie werk. Nou, dit word oor vertel al vir baie lank. Dit is al meer as 100 jaar, of ek weet nie eers presies hoe lank nie, maar ek kan nie onthou wanneer dit nie geleef het, dit kan waarskynlik minder wees, ek het nie dit gaan navors nie. Maar die punt is, dit is 'n baie, baie mooi storie wat iets tuis bring, van dat 'n mens jouself in 'n sel kan bevind, en jy het 'n sekere uitsig, jy bevind jou in omstandighede, en jy het 'n sekere uitsig, en 'n sekere verstaan, van wat dit sal kos, om uit hierdie omstandigheid te kom. Nou baie keer, en in die sielkunde weet ons dit, in pastorale sielkunde ook, ons weet, daar's patrone. En ons weet, mense gaan deur patrone gaan, as daar verlies is, en as daar krisis is, en as mense vasgedraai is. Die diepste begeerte wat baie mense het, is om onmiddellik herstel, terug na die equilibrium. Ons wil graag net weer 'n normaliteit kry. En dan weet ons, maar dit gaan nie gebeur nie. Daar's patrone waardeur mense gaan. Nou hierdie Psalm gaan oor sulke omstandighede. Ons weet nie wat die omstandigheid was nie. Party mense sê die man was op die rand van die dood in terme van 'n siekte. Ander sê miskien was hy in die tronk en hy was daar onregverdiglik. Ons weet nie. Dit maak nie soveel saak wat die omstandighede was nie. Maar wat dit beteken is, omstandighede het hierdie vermoë om my al hoe meer te omsluit van alle kante. Om my vas te draai in 'n kerker, in 'n sel. En dat ek later voel, ek het nie beweegruimte nie. Ek het nie lewensruimte nie. Die Duitsers het so 'n mooi woord daarvoor, lewensraam. Ek het nie die lewensruimte. Ek kan nie sien hoe ek gaan voortgaan. En dan die uiteinde daarvan, en dit word 3 keer herhaal, in die strofes 3 tot 5 en dan 8 en dan verder aan by 15 kry ons dieselfde tema wat aan die orde kom, en dit is die dood. Die dood is die finale sel of kerker. Dis daar waar die bande jou so vasdraai waar jy geen vermoë het om daaruit uit te kom nie. Dit is wat die psalmdigter dan ook sê. Ek was in daardie omstandigheid. Bande van die dood het my omsluit. Doodsangs het my aangegryp. Ek het benoud en bekommerd geword. Nou ek wil nie te vinnig hieroor gaan nie, mense. Die realiteit is, ek weet hoe klink dit, na al die jare in die bediening weet ek hoe klink dit, as ons antwoorde gee vir mense, want het klink na pasklaar antwoorde, het klink na netjiese, geformuleerde, theologiese begrippe en antwoorde, terwyl die omstandighede waarin mense is, as ek en jy in daardie omstandighede is, en ek en dit is, dan weet ek, dis pynlik, dit hou aan, dis nooit maklik om op te los nie, en dit gaan waarskynlik nooit afloop, soos wat ek weet, of kan voorsien. So dit, as dit vir jou irriteer, as mense vir jou maklike antwoorde gee, dit irriteer my ook. Nie dat ek so belangrik is, maar die punt is maar net, ek verstaan, want dit werk nie so, om sulke simpel, oppervlakkige goedjies te sê, alles sal regkom, dan haal nogal vir president Brandt aan, het gesê alles sal regkom, en dan sal ander vir jou sê, dit was ons president Brandt, nee, kan ek vraag? Want ek gesê, alles sal regkom, as elkeen sy plig doen. Jy weet, dan word daai kwalifikasie gegee. Jy weet, al daardie goedjies. Kom ons sê eerder vir mekaar, dis beter om autentiek te praat. Bande van die dood het my omsluit. Ek was uitsigloos, ek was hopeloos, ek was hulpeloos. Doodsangs het my aangegryp, ek het benoud en bekommerd geword. Daarmee is nie 'n probleem as jy so voel nie. As omstandighede jou daartoe bring, dis nie die krisis dat jy so voel nie. Wat het die psalmdigter gedoen? Hy sê, toe het ek die naam van die Here aangeroep. Eintlik, toe ek het gelees het ek daar gedink, maar ek wil hulle nie almal laat wip van die skrik nie. Maar eintlik behoort dit te wees, Here, red my tog. Ek weet hoeveel keer het mense nie al gesê, ek roep, ek pleit, ek bid. Vriendin van my het eendag vir my gesê, Freek, toe ek weer met haar koffie gedrink het en ons praat, toe sy die tweede, derde man verloor het, toe sê sy vir my,
Die dokter sê, my traankliere werk nie meer nie. Ek weet nie of dit waar is nie. Sy sê, ek kan nie huil nie. Sy sê, ek kan fisies nie huil nie. Ek weet nie of dit waar is nie, maar nie my aanhaal oor dit nie. Maar dit het my aangegryp. Dit het my aangegryp. Want as 'n stuk eerlikheid. Here, red my tog. En dan kom hierdie gedeelte waarin daar staan, al hierdie attributes, die attribute of die kenmerke van die Here. Die Here is genadig en regverdig. Die Here ontferm hom oor ons. Die Here beskerm die hulpelose. Hy red my. Sien julle, in daardie paar verse, lees te vinnig oor dit, maar daai paar verse word die een na die ander kenmerke van God opgestapel. Dit is 'n preek van elke een van hulle, net om te sê die Here is genadig. Met ander woorde, die Here handel nie met my soos wat hy behoort nie. 'n Paar Sondag gelede het ek gesê, eintlik is die Here onregverdig. Maar ek sê dit vir die effek. Is onregverdig in die sin, as dit regverdig is, dan moet elkeen sy doelmatige en deel kry aan die straf. Maar hy's genadig. Hy handel nie met ons volgens ons oortredinge nie. Hy is die een wat uniek anders is. Hy's regverdig, ja. Righteousness of the Lord. Pas op as jy dit te veel wil beklemtoon, ten koste van die genade. Van die regverdigheid van God bestaan juist daarin dat hy is righteous, getrou aan homself. Hy gaan nie op sy woord terug nie. Soos hy vir ons ja gesê het in Jesus Christus, dan kan hy nie op sy woord teruggaan nie. Dis die behoud van die gelowige, op grond van wie God is en wat hy gedoen het, op grond van hierdie tekste en talle ander, van dat hy genadig en regverdig is, en dat hy 'n God is wat hom openbaar het, wat hom ontferm oor mense. Op grond daarvan kan ek bly bid, en kan ek bly hoop, en kan ek bly glo, en kan ek skreeu en sê, Here, ek gaan U nie laat staan nie. Ek gaan aanhou bid oor hierdie saak. Ek gaan aanhou en aanhou en aanhou tot satwordens toe, gaan ek oor die totale spektrum van dinge wat vir my doodsangs gee. Ek gaan aanhou bid. Want dit gaan daaroor dat U wese, U is genadig en regverdig en alles wat daarmee saamgaan. Nou sê die psalmdigter, die Here het aan my goed gedoen. Hy het, U het my van die dood gered. Sien 'n bietjie, die woord ek en my herhaal talle kere. Dis hoekom hulle praat hier van 'n individuele danklied. Dit maak deel uit van die 4de Egiptiese Halleel, soos ons dit nou noem in die Psalm. Die punt is, ek, individueel, maar dit is nie net ek nie, ons kan ons almal identifiseer daarmee. Maar die Psalm, die toonaard is, dis 'n individu wat bid tot God, en dan kom hy tot die konklusie, dat hy het redding ontvang. Hy het sy kla gekla, en hy het sy klag uitgestort, en die Here het vir hom gehelp. Ek moet nou tot rus kom, hy praat met homself, die Here het goed aan my gedoen. Kom ons dink net oor die woordjie goed. Daaroor moet ek eendag seker ook 'n preek maak. Tooth. Scott McKnight en 'n ander vrou het 'n boekie geskryf, The Church That Is Tough. Church That Is Good. Dit gaan oor wat doen ons met mense wat molestering beleef het, wat allerhande van hierdie atrocities wat ons van lees in die koerante. Hoe kan die kerk hulle begelei? Wat is die rol van die kerk rondom dit? 'n Kerk wat goed is, mense wat goed is, goeie mense doen nie sulke goeders nie. Misbruik nie kinders nie, misbruik nie vroue en selfs by geleentheid mans nie. Dit is nie goed. Die goedheid van God is nie om mense te misbruik nie. God het aan my goed gedoen. Maar ons leef in 'n wêreld waar daar soveel dinge is wat 'n mens eintlik nie eens wil sê, die woorde, dit is te erg. En julle weet waarvan ek praat. Jy kan dit nie glo, jy kan net jou hande saam slaan. Hoeveel keer het ek dit nie al moes beleef, dat dit mense is wat jy dit glad nie van verwag nie. Die laaste een wat jy gedink het dit gedoen en aangehou doen. The church that is good, because God is good. U het my van die dood gered.
Die Here het goed aan my gedoen. Die goed het te doen met die seëning, met die blessings, the peace. Die hele, om in die teenwoordigheid van die goeie God te wees, is om te deel in alles wat hy besit en wie hy is. Dis die goedheid. Ek het daaraan deel gekry. In die land van die dooies kan ek nie. Hy het my van die dood gered. U het my van die dood gered. U het 'n einde gemaak aan my trane. Hoor 'n bietjie, ek kon weer bly wandel in die land van die lewendes. Ek het nou vir iemand gesê, ek kan nie onthou nie, vir wie nie. Toe sê ek, onthou, in die Ou Testament het hulle baie vaag konsep gehad, aanvanklik, dit het ontwikkel. Maar aanvanklik het hulle baie vaag konsep gehad van die lewe hierna. So as hy gepraat het van die Mawet, die dood, of van Sheol, die graf, dan was dit 'n duisternis, of dit was 'n vaag, skemeragtige wêreld. Dis nie waar 'n mens wil wees of aandink nie. Jy fokus op die lewe, spesifiek Ou Testament, jy fokus op die lewe, want daar gebeur 'n klomp goed as jy nie meer in die lewe is nie. Jy's vasgevang in die kerker van die graf. Jy is daarmee saam nie in staat meer om die lewe te leef nie, maar erger. Jy's nie in staat om die lof en die eer aan God te bring nie. Kan ek vanuit die graf aan U die lof en die eer bring? So met ander woorde, vir hulle was dit 'n geweldige ding om te dink dat my lewe kom nie net tot 'n einde nie, maar ek word afgesny van my medemens en ek word afgesny van God. Maar dis nie wat Psalm 116 sê nie. Psalm 116 praat in 'n sekere sin oor 'n ander konsep. Hier begin dit al. En nie net daar, maar daar begin 'n ontwikkeling te kom. God is die God van die lewendes. God maak lewe. Hy bevry, soos wat hy uit omstandighede, die kerker van die omstandigheid bevry, uit die graf of die sel bevry. Hy maak die deur oop. Net so sal hy my uit die kerker van die graf eendag bevry. Ek het in die bly glo, selfs toe ek gedink het, dit is klaar met my. En toe ek in my vertwyfeling besef het, ek kan op geen mens staat maak nie. Nou hierdie gedeelte, net daai vers, en ons het nou nie die tyd om te lank stil te staan, was daar talle interpretasies al oor gewees. Hoe het hy dit bedoel? Het hy gesê, ten spyte daarvan, toe ek al hierdie dinge beleef het, ek nog steeds bly glo. Toe ek gedink het, dit is klaar het ek ten spyte van dit alles bly glo. Nee, ons kies nie vir daardie moontlikheid nie. Ek het goed gesê wat ek nie moes sê nie. Dit is alweer bekend en ek noem dit vandag vir julle. Want ek weet dit is by talle mense 'n probleem en predikante spreek dit nie gewoonlik aan nie. Baie mense raak goed kwyt. Hoeveel mense het ek al gehad wat my gesê het, ek het God gevloek en geskel en ek het teen hom in opstand gekom. Ek kan nooit weer vergewe word. Ek het die sonde teen die Heilige Gees gepleeg. Weet julle hoe lank vat dit om mense te oortuig? Maar net die blote feit dat jy nog daaroor nadink en wonder en 'n vraag vra daaroor en dat jou pla, is juist die teenoorgestelde van wat jy van jouself beskuldig. Volg julle die argument? So moenie besluit waar die genade eindig. Moenie self besluit dat God se genade is baie meer beperk en klein as wat jy ooit kan droom. Dis wat ons doen. Maar dis die teenoorgestelde wat waar is. Jy sluit jouself in die gedagtegang, in die grafkerker van die gedagtegang toe. Die meeste mense en ek in kluis is daartoe maklik in staat. Jy maak jouself goed wys oor God. En dat eintlik, dit is klaar met my. Daar's nie meer opsies nie. Die deur is gesluit. Hoe sê ons altyd? Met 'n chocolate sleutel wat in die son lê. Nee. Dis wat ons dink. God kan my nie vergewe nie. Ek sal maklik vir iemand anders sê dat hy vergewe, maar nie vir my nie. Sien julle hoe misplaas dit baie keer is? Wat hy daar sê is, toe ek gedink het, dit is klaar met my. Daarop volgend, het ek in my vertwyfeling besef, 'n mens kan jy nie opreken nie. Ek, 'n twyfelagtige, nietige mens, ek kan nie op myself en my eie gedagtegang eers reken nie. Ek kan nie op ander mense eers reken nie. Maar
Ek het vir God, tot God gebid, en hy het vir my gered. Dis die reformatie waarhede. Hy het vir my gered. Oor 2 weke sal ek met julle praat oor mense wat hierdie ding weer hopeloos te ver gevat het. Teen hierdie tyd hoop ek al julle het 'n notifikasie gemaak op 2 Sondag van nou om dit nie te mis nie, want ek dink dit is belangrik. Maar nou kom hy tot die punt, ek was daar, die Here het deur sy genade my gebring tot hier, en wat nou? So ons weet ons nou, hoe werk 'n preek? Ek was daar, en die Here Jesus Christus, die redding van God, is primêr saamgevat, saamgebal, kry sy hoogtepunt in Jesus Christus. So as ek nie verstaan van die doodsheid en die verlorenheid van waar ek was nie, hoe kan Christus ooit vir my waarlike redder wees? Hoe gaan ek dit verstaan? Meer nog, hoe gaan ek daaroor bly wees? As ek nie die diepte besef van my eie verlorenheid en waar ek was en waarheen ek op pad was, as ek dit nie mooi verstaan nie, dan gaan Jesus Christus my net 'n gedagte wees of 'n teorie of 'n teologie wees. Maar wanneer ek in my verlorenheid tot die ontdekking gekom het, ek kan nie op my eie idees nie, ek kan nie op ander mense nie, ek kan op niks vas, behalwe God. En nou ontdek ek dat God in Jesus Christus nie net in hom aan die Ou Testament in omstandighede my uitgered het, maar alles wys heen na die groot en volmaakte redding in Jesus Christus. Nou het dit gebeur. Dis waar jy en ek onsself bevind. Ons is daar die mense. Nou hoe kan ek daarop reageer? Wat is 'n normale reaksie? Wat is normaal? As iemand vir jou iets gegee of gedoen het. Om dankie te sê. Om dankie te sê. Daarom sal die reformatore vir jou sê, maar die hele lewe van 'n Christen is eintlik 'n uitgebreide vorm van dankie sê. Dis 'n lewe van dankbaarheid. Want ek besef die wonder wat aan my gedoen is. So dis nie 'n nuwe wet wat op ons lê met 'n sware las nie, dan is daar onmiddellik iets groot verkeerd. As ek die hele tyd vir myself moet optrek en my skoenveters en myself herinner, ek behoort. Dit werk so in 'n huwelik ook. As ek nou die hele tyd moet sê, maar ek behoort. Weet ek is daarom met die man getroud, of daarom met die vrou getroud, ek behoort so op te tree, maar ek het geen emosie of gevoel nie, lus nie. Vir baie mense is hulle godsdienst so. Dit weet ek. Dit is 'n saak van toewyding. Moet 'n vriend van my wat 'n leiderouderling was, eendag vir my gesê, Freek, dis koue gehoorsaamheid. Dis waaroor dit gaan, koue gehoorsaamheid. Ek het net my kop geskit. Sê, dit is nie volhoubaar nie. Ons kan nie so nie. Is daar geen emosie. Nou hierdie man sê, hoe kan ek hom vergoed? Hoe kan ek die Here vergoed vir al sy weldade aan my? Met 'n drankoffer sal ek van sy redding getuig. In die naam van die Here aanroep en sy my gelofte sal ek betaal. Hoe sal mense sê, ek moet nou permanent, ek is permanent in die situasie van ek moet teruggee, betaal, doen, om my dankbaarheid te bewys. Jy verstaan nie. Wat hier ter sprake is, het daarmee te doen, jy bring 'n offer in die Ou Testament, maar later het dit verander, dis 'n lang storie. Dit gaan daaroor, I'm lifting the cup. Hierdie teks was baie lank gebruik al as by 'n nagmaalsgeleentheid. Maar wanneer ek daardie beker oplig, dis die beker wat ek ontvang het, die drankoffer wat ek oplig, ek gaan leef buitendien. Spurgeon het nog al dit baie mooi gestel. So lees ek by verskeidenheid van teoloë wat juis hierdie klem baie sterk lê. Jy moet die fokus nie laat lê en laat val op wat jy doen in reaksie nie. Dit het 'n element. Dit het daarmee te doen, jy het ontvang en jy ontvang aanhoudend. Daarom is jou lifting up of the cup is 'n deurlopende, aanhoudende ontvang van God, sodat ek elke keer kan sê dankie, dankie, dankie. So wat jy moet doen is om terug te hardloop, terug te kry, al ewig te gaan bid
dis hoekom die nagmaal, ons die nagmaal oor en oor vier. Dis nie 'n eenmalige, nou sê ons dankie daaroor nie. Here, ek kan nie net van hierdie brood en wyn leef nie. Ek leef van die elke dag se brood en wyn, van die elke dag se teenwoordigheid, van die elke dag se opstanding en redding. Dis waar die klem lê. So ek moet dit nie reduseer tot ek doen nou iets. Daar's God, hy het iets gedoen, nou wag hy vir my vir 'n korrekte antwoord. Dis wat pa en ma ons baie keer doen. Nou gee hulle vir jou iets. Dan sê kyk hulle jou so, dan sê vir jou en kyk eens, en wat? En wat is die towerwoorde? Onthou julle? Wat is die towerwoorde? Ek weet nie. Dankie. Ja, okay, dankie. Dis nie hoe dit werk nie. Dis nie hoe dit hier werk nie. Ek, omdat ek so bewus is om my eie nietigheid, kom ek na die Here toe. Ek kan op niks, ek kan nie op myself, ek kan nie op ander mense staat maak. Nou besef ek van al sy weldade, maar dit is nie 'n eenmalige besef van dan stop dit nie. Dis 'n voortdurende besef waar dit in hierdie wisselwerking is, waar ek erkenning gee. Hoe gee ek erkenning aan God? Ek vertel vir mense, dis daar staan dit, en saam met die ander. Ek getuig, kom ek vertel vir jou. Die Here het vir my uitkoms gegee. Kom ek vertel jou 'n bietjie. Jy wil praat oor kamp. Jy wil praat oor rugby. Dis fyn, dis reg. Kom ek vertel vir jou wat het die Here vir my gedoen. Ek kan dit nie glo nie. Ek kan nie glo dat die Here vir my dit gedoen het. Ek het nie eintlik woorde om genoeg dankie te sê nie. Maar ek weet nou dat ek môre nog meer afhanklik is van hom. Want as hy dit kan doen, wat kan hy nie nog doen nie? Ek het 'n verlange aan meer en meer uit sy hand om gevoed te word. Uit sy seëninge. Ek hoop julle sien die prentjie. Dit is die begin van 'n nuwe lewe wat oopgaan as ons iets begin verstaan van Jesus Christus se goedheid teenoor ons. Daarmee saam vir die Here, en daai vers het my al baie getroos in die lewe, vers 15. Vir die Here is die dood van sy troue dienaars geen geringe saak nie. Luther het daaroor geskryf en gesê, veral vir hulle wat ly vir Christus, want vir jou is daar die lewe. So wat ons daarmee bedoel is, die Here sien elke mens. Dis wat die teks sê. Dis geen geringe saak nie. Daarom is daar 'n Christus wat hang aan die kruis. Dis so min 'n geringe saak dat hy die seën prys gee, sodat ek en jy nooit vasgevang kan wees in die kerker van die sel, van die omstandighede en van die dood nie. Nou sê Walter Brueggemann, en daarmee sluit ek af. Dit was my aangrypend, een van die kommentatore haal hom aan. Hy sê, 'n mens begin eers regtig in God te glo wanneer jy glo dat hy nie net die moontlike kan doen nie, maar wanneer jy begin glo dat hy ook die onmoontlike kan doen. Dan begin ek glo. Amen.